Goeiemôre. Jy luister vanoggend na oordenking 111 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is geluk en geluk. Ons praat vanmôre oor die verband tussen geluk en wat ons in Engels noem luck. Dit gaan oor Mite 10 wat Pieter van Jaarsveld in sy boek beskryf. Geluk is vir party mense beskore en ander nie. Jy het dit of jy het dit nie. Dink vanmôre saam met my oor hierdie opvatting dat party mense net geluk aan hulle kant het, wel en ander het dit nie. Daar was destyds in die Bybelse wêreld 'n oortuiging dat 'n mens gebore is in 'n bepaalde situasie, 'n bepaalde stand in die samelewing. Dit het jou sosiale posisie bepaal, jou finansies, jou politieke plek en natuurlik jou afstamming, die lyn van families waarin jy gebore is en die stam waarin jy is en alles daardeur is vooraf bestem. Om die waarheid te sê, as jy in daardie tyd probeer het om jouself uit daardie posisie uit te presteer, is jy met agterdog en vyandskap beheen en behandel. Want in heel party godsdienstige opvattings is dit as 'n goddelike voorbestemming geag. Een voorbeeld daarvan is die Lewiete. Jy was gebore as 'n Lewiet en jou lewe was bestem vir die tempeldiens. Maar mens vind dit in ekstreme vorm in Indië, waar die klas- en kastestelsel oor duisende jare ontwikkel het. Vanweë jou geboorte was jy gebore in een van die volgende 4 klasse. Die Brahmins, dit was die priesters en die geleerdes wat godsdienstige verpligtinge en onderrig uitgevoer het. Hulle was die hoogste vlak. Dan onder hulle was die Kshatriyas. Hulle was die vegters en die heersers wat die beskerming en regering van die land behartig het. Onder hulle was die klas van die Vaishyas, handelaars en grondeienaars, verantwoordelik vir landbou, handel en ekonomie. En dan die laagste klas was die Shudras, die handearbeiders en diensverskaffers, daar om die 3 bogenoemde klasse te dien en te ondersteun. Maar onder hierdie 4 klasse was mense wat beskou is as buite die klassesteem, bekend as die Dalits. Dalits beteken in Hindi onderdrukte of gebreekte. Hulle is ook die onaantastbares genoem, die untouchables. Hulle is nie eintlik beskou as noemenswaardig genoeg om binne 'n klas te val nie. Nie volwaardig mens nie. En hulle moes al die onrein en aaklige take doen in die samelewing. Hulle moes die riolering hanteer, toilette skoonmaak. Hulle moes die gestorwenes begrawe en al hierdie werke doen wat geen ander mens wou doen nie. Sommige van die onaantastbares mag net snags uitgekom het. Hulle moes onsigbaar wees, niemand moes van hulle weet nie. Terwyl die stelsel sedert die laat 1940s ontbind en onwettig verklaar is daar steeds gebiede in Indië waar dit toegepas word. Met ander woorde, as jy leef met 'n opvatting dat jou posisie en alles wie jy is en jou bestemming val terug na of jy gelukkig is of nie. Ek meen, dan moet jy met die hele teorie daarvan saamleef. As 'n mens hierdie mite in hierdie lig beskou, kry mens eintlik nuwe perspektief. Is party mense net gelukkig? Ek meen, is party mense se geluk gekoppel aan luck? Jy het dit of jy het dit nie. Vandag sal min mense sê jou geluk word so vasgelê voor jou geboorte. Maar daar's 2 opvattings waaroor ons nog moet praat. Vandag is gene 'n baie gewilde tema. Jy hoor baie keer mense praat asof gene jou bestemming bepaal. Jou gene is die kaarte wat vir jou gedeel is. Party mense is geneties bestem om 'n bepaalde pad te loop, depressief te wees,
alkoholist te wees, suksesvol te wees. Ons het vroeër in die reeks na neurowetenskaplikes verwys, wat eintlik deterministies is. Vanweë jou gene en jou breinstruktuur is jy gedoem tot 'n bepaalde bestaan. Gene speel beslis 'n rol, natuurlik. Ons weet dat sekere mense van hulle ouers bepaalde talente ontvang het en fenomenaal goed presteer. Ons sien baie keer dat sportmense se kinders in hulle voetspore volg. Maar dis nie gedetermineerd nie, daar's baie ander aspekte daar rondom, blootstelling aan sport, bepaalde lewenstyl en dies meer, wat ook 'n baie groot rol speel. Gene speel nie naastenby so groot rol as wat mense wil voorgee nie. Ek het al oor die jare mense gesien, wie se pa of ma besonder aaklige dade gedoen het, en hulle leef dan met die vrees, sê nou maar net ek is presies soos my pa of my ma. Dit verg dan groot omsigtigheid en vaardigheid om saam met hulle te ontdek, dat gene nie van iemand 'n monster maak nie, maar dikwels kinderjare ervarings en slegte besluite later in hulle lewe. Ons het altyd die vryheid om ons optrede te kies. Anders kan ek mos in die hof gaan staan met my gene verslag en vir die regter sê, "U edelagbare, ekskuus, maar u kan my nie tronk toe stuur nie. Dis my gene wat my dit laat doen het." Ek het vroeër in die reeks verwys na die neurowetenskaplikes, wat so deterministies is, wat glo dat ons brein eintlik maar net 'n produk is van elektromagnetiese kragte. Daar word dikwels na hulle verwys as die materialists. Hulle glo dat materie, jy het nie 'n siel nie, jy het nie 'n gees nie, is materie. Dis jou brein is alles wie jy is, en is vooraf bestem, jy kan niks aantrent doen nie. Nou ja, dan moet jy ook die Bybel eenkant toe skuif, wat hulle inderdaad doen. Want dan kan ek nie aanvaar nie, dat Paulus sê, die Gees bepaal ons vryheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 2 Korintiërs 3 vers 17. Nie my gene nie, maar die Gees van God. Verder ook, dat nie die sonde nie, en beslis ook nie my gene nie, my 'n slaaf maak, maar dat Christus Jesus my verlos, juis sodat ons nie slawe sal wees nie. Lees Galasiërs 2 vers 4, 5 vers 1, en so ook 2 Petrus 2 vers 19. Môreoggend praat ons verder oor hierdie saak van geluk, en dan oor die draaiboek wat in ons kop afspeel. En ook hier verg dit 'n beslissende kopskuif. Waar staan jy vanmôre, wanneer ons so saam dink oor geluk, wat vooraf bestem is, of dat my lewe as 'n gawe van God gegee is met 'n oop einde, waar God my geskaap het tot die kreatiewe vryheid en openheid, om keuses te maak, wat 'n beslissende rol in my lewe speel. Ja, baie keer is daar dinge in die lewe, wat ek nie kies nie, wat op my lewenspad kom, maar is ek vooraf bestem, of is ek tot vryheid geskape? Kom ons bid saam. Hemelvader, die keuse wat ons maak, op hoe ons die wêreld sien, hoe ons U verstaan, het skrikwekkende gevolge, of heilsame gevolge. O Here, open ons oë, ons harte en ons gedagtes, dat ons niet na hierdie lewe met sy absolute verwondering sal draai. Ons buig in aanbidding voor U, en ons dank U vir die vryheid waartoe U ons, deur U Seun Jesus Christus, en U Gees bestem het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde, en 'n geseënde dag verder.